Ja, Philippe tydperk soos Vanus gesê het, is waar ons werklik waar net intrek by die Here rondom verhoudings. Ons verhouding met hom en dan ons verhouding met ons medemens. Ek wil graag aangaan met dit aan die oproep tot disippelskap. Nou is ons in hierdie verhouding met ons Vader, ons is verhouding met die mense wat naby ons is. Maar dan kom Vader en sê, maar hier is 'n stappie nou verder. Ek wil hê jy moet my bekend maak. Laat hulle hoor, laat hulle jou ken, laat hulle my ken deur jou. Want baie mense gaan werklik waar net Christus leer ken deur ons. Deur ons. Ons ontsluit dit vir hulle of ons sluit dit toe vir hulle. Gandhi het in Durban groot geword en hy was absoluut soekend na die Here. Toe kom hy eendag by 'n leraar uit en hy vra toe van wat moet hy doen? Hoe kan hy hierdie God leer ken? En toe sê daai ou vir hom, my God is nie vir jou nie. Dit was 'n Christen. Dit was in daai tydperk waar ons groot geword het, waar sekere ouens nie die evangelie kon hoor nie. Want ons het dit vir hulle toegesluit. Maar die ou reguit vir Gandhi gesê het, en Gandhi in sy getuienis wat hy sê, Jesus was a wonderful man, but his followers not so wonderful. Wat sou gebeur het as Gandhi daai dag vir God leer ken het, toe hy 'n verteenwoordiger van God ontmoet het? Gandhi het so 'n impak in die wêreld gemaak, en hy het later Hindoe ingegaan. Wat is die roeping op ons lewens? Is dit net om gered te word en hemel toe te gaan, of om God bekend te maak? Wanneer ons deur die Bybel lees, hy is vol getuienisse. Dis lewensverhale waarvan ons leer, wanneer jy die woord oopmaak en sien, hoe het Moses dit gedoen? Hoe het Joshua dit gedoen? Hoe het Caleb dit gedoen? Ons gebruik hierdie name, ons ken dis vir ons bekend, en kom ons wees eerlik, dit het 'n impak op ons lewe, is dit nie? Dan kom ons na Jesus. Sy woorde stig ons, dit praat met ons, en die hele tyd kom Jesus en hy sê, gaan maak my bekend. Nou dink 'n bietjie aan die mense wat in jou lewe en in my lewe 'n impak gemaak het. Joeg, ek het baie opgekyk na mense, en die eerste mense wat 'n geweldig groot impak in my lewe gemaak het, is my ouers. My ma en my pa. Dis hulle wat fondasie gelê het in my lewe. Hulle het vir my oopgesluit. Party wil my goed gesluit ook. Daai geslyp, daai buig, daai boompie, soos wat julle hom ken. Want anders was ek maar 'n willeloot. En hulle was die eerstes wat in my lewe gedeponeer het. Yes, so disippelskap begin by jou huis. Die mense met wie jy die meeste van jou tyd spandeer. Party van die kinders sit nou in die huise en sê, moan die hele tyd. Maar vertrou my. Laat hulle uitgaan. Mama, papa, hoe doen jy dit? Wat gebeur daar? Hoe lyk dit? En ons leer hier in ons huis. Nou, een van die mense, ek het al baie van haar gepraat hier in die gemeente, was 'n Pastor Judy. By die ark waar ek gewerk het, waar ek die Here my na toe gestuur het om te gaan leer, wat dit is om 'n disipel te wees, regtig. Want ek het ons so gedink, ek wil hierdie vreeslike groot dominee word, en 'n pastoor, wat ook al, en die Here stuur my ark toe, tussen 'n klomp boemelaars, om my bietjie grond toe te bring. En daai vroutjie, Pastor Judy, sy is letterlik net so groot gewees, maar sy het 'n leeuhart gehad ook. En daai Pastor Judy, nou sit gesels ek eendag so met haar, en sê, I would just like to know, how did it happen that you are here? Want hulle was ook 'n groot bediening gewees,
ook die pastoorsvrou gewees en jy weet, en die Here vat haar uit en haar hart begin breek vir die boemelaars. En die eerste keer toe sy na haar kans vat, sy gaan nou hierdie ding doen. Toe nooi sy nou een van hulle in hulle huis in, want hy het nie blyplek nie, en hy slaap toe daar op die leerbank. Maar toe sy nie sien nie, toe het hy 'n sigaret uitgehaal. Toe het hy net daar gesit en rook, en toe het hy aan die slaap geraak. En die ding het toe nou 'n lelike merk op daai bank gemaak. En toe sy inkom, en sy sien hierdie merk, toe ontplof sy. Ek maak my huis vir jou oop, en dis wat jy doen, kyk hoe lyk dit hier, uit! En sy jaag hom uit by die deur, en so by die deur staan, en hy staan so en van, sê die Here vir haar, is hierdie bank belangriker as sy siel? En sy sê, oh, I failed. En sê, toe begin ek agter hom aan hardloop, om hom terug te kry, en hy sien toe, hier kom ek vir hom, en toe hardloop hy. Toe hardloop daai kalant ou Mata, en sy is hier in die straat af agter hom aan, en sê, stop, en sê, no, I will not do it again. Hy dag toe nee, sy wil vir hom nou goed vasvat, omdat hy die bank gebrand het, en meantime wil sy hom nou terugnooi, sy sê, het is die hele paar blokke agter die man aangehardloop, totdat hy eintlik gestop het, en gesê het, nou, please come back. Maar dis 'n roeping wat die Here op haar hart gesit het, vir spesifieke mense, wat moes oopgesluit word. En terwyl ek haar stories hoor, word ek gekonfronteer met my eie hart. En eendag is ek daar in die ark, en ek is besig om te werk, en nou, jy het verskillende poste wat jy doen, en daai dag het ek gewerk, daai hele week het ek eintlik gewerk, by ontvangs. Nou ontvangs, jy maak koffie reg, jy kry, so dit, wanneer die ouens inkom, dat daar dignity kan wees. So jy kuier met hulle, jy gesels met hulle, hoor hulle stories en so voort. Nou, elke aand voordat ek uitgegaan het, het ek seker gemaak, alles is netjies, alles is skoon, want ek wil nie in die mekaar plek inkom nie. My ma het vir my geleer. Voordat my ma gaan slaap het in die aand, is hy huis skoon gemaak. Want net toe gebeur iets, en die dokter of die dominee of iemand moet opdaag, en dan is die huis de mekaar. Ken julle daai stories? In vandag se tyd werk dit nie heeltemal meer so nie. Maar, so, my kantoor en my oppervlakte was alles reg, die koekies is reg en alles, en ek stap daai oggend in, en hier lê 2 manne, uitgepas, daar die koffiekoppies is gedrink, die koekies is opgeëet, deelike toe het van die sekuriteit ouens, die 2 ouens ingebring deur die nag, en hulle was toe nou bietjie nie lekker by nie, en die plek is liderlik omgekrap, en ek is sommer klaar omgekrap. Okay, nee, good morning. When did you get in? So, maar jy binne, maar nou is ek, julle ken daai ene? Julle, maar ek kry vir jou 'n glas Vicks daar in daai plek. Maar dit ruik, iets is nie lekker hier nie. En nou probeer ek uitvind, wat gaan hier aan? En ek help hulle toe, en hulle is toe uit. Julle, maar ek kyk daar rond, en hulle kom terug. Maar ek stap toe na die hoek toe, maar die mat wat daar gelees, daar in die hoek, daai mat staan omtrent so 'n kobra slang so reg op daar in die hoek, daai hoek van daai mat. Ek dink, wat gaan hier aan? Toe die manne nou bietjie blaasvol gewees, en toe hulle daar in die hoek gepiepie, maar hulle drink mos nou nie water nie. Hulle drink spirits en daai klasse van tipe goeders. Liep en aarde mense, toe's daar dan vir jou 'n reuk wat van daai kant afkom, maar ek is omgekrap. En toe daai manne daar aan sê, hoe kan julle hier in hierdie plek kom pie? Ons gee vir julle alles, maar vir julle, nou kom doen julle dit hier in hierdie plek. En ek is hulle daar uit. Pastor Judy, is hierdie bank belangriker as hierdie man is 'n siel? Ai, Vader. Ek haal hy hele mat uit, vat hom daar bo na die dak toe, begin hom skrob. Terwyl ek hy mat se skrob, maar ek repent. Waar het ek dit geleer? Die Heilige Gees sou met my gewerk het. Maar Pastor Judy, ek het haar storie onthou.
En die Heilige Gees het daai storie gebruik om woep in my hart in te spreek. Eendag kry ons 'n oproep en daar's een van die manne, hy lê daar in die straat. Ons gaan tel hom op, maar hy was so vuil en hy het sy eie, hy het homself vuil gemaak. Pastor Judy sit en sy hou hom so vas, maar ons almal hang soos vlermuise by daai kar uit. En so hou sy vir hom vas. Toe ons uit is, ons is almal uit met hom daar, nou, dat hy gestort kan word of hom nuwe klere kry. Toe ek terugkom, toe is hy besig om die bussie te skrob. Ek sê, Pastor Judy, no, ek sal dit doen. Ek sal dit sê, no Johan, I haven't done this before. And I can't expect that you must do something that I haven't done before. Now this is my first one. I'll clean it. Lewensles. Op lewensles. Op lewensles. Dis disipelskap. Waar ons leer by mekaar. Waar ons harte oop is. My hart was oop vir haar, want ek het iets gesien wat ek nie het nie. Maar wanneer my hart toe is, kan ek nie leer nie. Ek kan nie leer nie. En ons sal nooit ophou leer nie. In die Bybel lees ons hierdie verhaal op verhaal op verhaal. Is dit kennis of is dit toepassing? Jesus roep ons, 'n oproep om soos hy te wees. Nou ons strewe is om soos hy te wees na hom toe, maar sy begeerte is dat ons hom sal verteenwoordig buite toe. Ek meet myself, ek maak dit nie, Jesus, ek maak dit nie. Jy gaan dit nooit maak nie. Want ons is nie Jesus nie. Maar sy gees wat in ons is, sê, ek wil hê jy moet vir my verteenwoordig. Here, maar ek kan dit nie doen nie. Hy sê, my seun, ek is in jou. My dogter, ek is in jou. Ek wil hê, jy moet dit net 'n bietjie perspektiefverandering hê. Gaan ons ooit soos Jesus kan wees? Nee. Maar wat hy van ons vra, is gaan verteenwoordig my. Ek is met jou. Ek is met jou. Verlede week het ons so vinnig gekyk na Paulus. En hy kom by Timoteus en hy sê dieselfde gees wat in jou grootouer in Loïs was en in jou moeder Eunice is nou in jou. Ek sien dit. Ek sien hierdie mentorskap het oorgevloei van die een na die ander en nou leer dit by my. En hy sê, waar ook al jy gaan, God het jou nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing, die Heilige Gees wat in jou is. Gaan. Ek is met jou. En dan skryf Paulus, in 2 Timoteus 2, gaan hy aan, jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is, en wat jy van my gehoor het, onder baie getuienis, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees, om ander ook te leer. Lei die verdrukking soos 'n goeie krygsman in Christus Jesus. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag, wat van hom vir die diens gewerf het. En hy kom hier en hy gaan aan en hy sê, as jy 'n atleet is, ons sê jou van seker, en so kom hy, en hy sê hierdie gedeelte, en wat jy van my gehoor het, Paulus het dit ontvang van elders af. En hy sê, wat jy van my gehoor het, onder baie getuienis, vertrou dit aan getroue manne. Jy is hier in die middel, Paulus, hy het dit ontvang, Paulus, Timoteus, gee dit aan manne, getroue manne, wat bekwaam sal wees, en ook ander sal leer. Sien u dit? Dit gaan
Dit is hierdie stokkie wat aangegee word. Die een na die ander, na die ander. Die evangelie is nie net vir my nie. So baie keer gebruik ons die evangelie vir survival. Here, help my net om deur hierdie dag te kom. Here, gee my krag vir hierdie dag. Vader, wat is die woord vir my vir hierdie dag? Vir my. En ek word die verbruiker van die evangelie. Dit impakteer ons, maar dit vloei deur ons. Dit is nie ek die eindverbruiker nie. Die evangelie was nooit geskryf en gegee as 'n eindverbruiker ding, dit stop by my nie. Dis 'n uitvloeisel van wat God doen. Jou karakter, jou menswees, jou identiteit, alles. En hy skryf hier, sien hierdie prentjie. Paulus het dit gehoor, waar het hy dit gekry? Paulus het 'n ontmoeting met Jesus gehad. Maar voor dit was hy by Gamaliel. Hy was gementor as 'n fariseer. Gamaliel het sy verstand gevorm. Maar toe ontmoet hy vir Jesus. En Jesus het sy hart verander en sy sending geopenbaar. Want Jesus sê ek stuur jou. Maar sy hart. En Barnabas, hy het die bedieningsdeure vir hom oopgemaak. En dan die heel eerste ou wat vir hom gesien het was Ananias. En hy het sy roeping vir hom bevestig. So kom die mense en dit is impak op impak op impak. Maar ons sluit ons harte toe. Verander, ons kan nie meer leer nie. Want ek wil survive. Dis waarom ons nou besig is met hierdie 15 weke uitdaging ook. Kan ek my hart weer oopmaak vir ander, dat dinge deur my kan vloei na hulle toe, en dat ek kan leer by hulle? Of is ek tevrede om, ek kom maar my tankie vol vir petrol, en dan gaan ons weer aan. Ons prentjie rondom die evangelie het 'n verbruikersmentaliteit geword. Survival, ek net my petrol kry. En die Here sê nee, dit wat in jou is so kosbaar. Jy moet dit deel. Jy moet dit deel. Maar Here, ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie naaste by soos U nie. My seun, my seun. Jy verstaan nie. Ek is met jou. Nou hierdie stelling wat Paulus gemaak het. Hierdie ene is vir my 'n groot challenge. Wat Paulus sê, wees my navolgers, soos ek dit ook vir Christus is. Ek kan nie hierdie sê nie. Ek sukkel om hierdie een te sien. Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Volg julle my voorbeeld, soos ek Christus volg. Kan jy dit sê vanoggend? Ek sukkel, ek is eerlik met julle, ek is eerlik, ek is te bang om hierdie woorde te uiter. Ek is hopeloos te bang. En hy sê, Vader, laat U lig deur ons skyn. Laat U liefde deur ons skyn. Ek sien myself as 'n gebroke mens. Maar U sien potensiaal en liefde en krag en teenwoordigheid. U kyk heel anders na my as wat ek na myself kyk. En dieselfde met U. As seun van God, as kind, as dogter van die lewende God. Hierdie 3 goeters het ek hierdie naweek mooi gaan sit en dink oor mentors wat in my lewe was. Heel eerste, hulle het my identiteit in Christus gevestig. 'n Mentor, dit wat die Here vir jou gee, is heel eerste, vestig my identiteit in Christus. Dat wat ook al in my lewe gebeur, my identiteit as kind van God nie aangetast sal word nie.
want ek is geanker in Christus, my Vader. Wanneer ek aan hom dink, dan sien ek Jeremia 29 vers 11. Ek ken die planne wat ek vir jou het, Johan. Planne nie van onheil nie, maar van voorspoed, om vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Woorde wat gespreek is aan 'n volk wat in 'n moeilike omstandighede was. Hulle was in ballingskap. En die profeet Jeremia openbaar dit en sê, dis wat die Here sê. My identiteit is heel eerste. Die mentors wat ek in my lewe gehad het my geanker in Christus. Nie in hulle nie. Nie in hulle nie. Maar in Christus, maar ek het by hulle geleer. Johan, weet jy wie jy is? Weet jy wie jy is? Weet jy wie in jou is? Weet jy wie deur jou werk? Johan, wie... En so wil ek sê, weet jy wie in jou is? Weet jy wie deur jou werk? Weet jy wie oor jou droom? Wie jou geskaap het vir 'n tyd soos hierdie? Die tweede een, hulle ontsluit die potensiaal wat hulle sien. Ek weet hoeveel ouers wat hier so is. Ons sien die potensiaal in ons kinders. Ons bemagtig hulle, ons bekragtig hulle. En party was nee, dis nie vir my nie. Sê my seun, my dogter, jy sien nie wat ek sien nie. En dis dieselfde daai om my te help om verby die beperkings te kyk waarmee ek myself diskwalifiseer. Sien jy nog die mooi in ander? Sien jy die mooi in jouself wat Christus sien? Glo jy dit nog? Glo jy die woorde of het jy verskoning? Diskwalifiseer jy jouself? Dis wat mentors in my lewe gedoen het. En dit raak ontslaaf van die valse beeld om myself te sien soos God my sien. Dis wat mentors in my lewe vir my beteken het. Maar die prentjie wat ek oor myself het en die valse leuns wat ek glo, diskwalifiseer ek myself. Is jy te jonk? Is jy te oud? Is jy te dit of is dit dat? Wat sê God oor jou? En mentorskap, ons het mekaar nodig wanneer ons sê, kom ons gaan drink 'n koffietjie met mekaar. Maak die identiteit in Christus vas. Sien die potensiaal. En moenie toelaat dat 'n beeld, 'n valse beeld, jou steel van wat die Here jou het nie. Jy het baie om te gee. U het verskriklik baie om te gee rondom die mense rondom u. Moenie dit toesluit nie. Jy kan nie vir Jesus Christus toesluit en net survive nie. Wanneer dit vloei uit u uit, vloei daar lewe. Daar vloei lewe. Jesus. Die groot opdrag wat Jesus gekom het. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle. Leer hulle. Wat leer jy? Dit wat jy by my geleer het, sê die Here. Om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dis nie stel reëls nie. Dis sy hart. Toe Jesus sy disippels begin roep het, en hy sê vir almal, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Kom ons kyk mooi na hierdie paar woorde. As iemand agter my wil aankom. Wil. Jesus nooi. Hy sê, wil jy nie my volg? En dan kom hy en hy sê, homself verloon. Dit gaan nie oor, ek moet nou dit opgee en dit opgee. Nee. Dit gaan oor hy valse selfbeeld wat ons het. God het my nie 'n gees van vrees gegee nie, maar krag en liefde en selfbeheersing. Daai prentjie, hierdie selfverloon. Ek is op die troon van my eie lewe.
Nee. Sy kruis, elke dag. Nou, in ons prentjie kruis, is nie dieselfde prentjie kruis, wat die ouens gehad het, in daai tyd nie. Ons sien 'n kruisie hierso met jewelry, en ons sien dit mooi, en dis sag, maar toe Jesus vir daai ouens sê, jou kruis opneem, dis 'n plek van selfverloning. As jy iemand met 'n kruis gesien stap het, daai ou wat met die kruis geloop het, het nie onderhandel oor sy toekoms nie. Ek wil net mooi dink. 'n Ou wat met 'n kruis oor sy skouer in die straat afgekom het, he was dead already. Hy kan nie gaan onderhandel het oor sy toekoms nie. Elke dag en om my volg. Daai volgeling. Here, my hart is oop vir U. My lewe is oop vir U. Die kruis is nie wat vernietig nie. Dit is wat jou bevry van wat jou besig is om te vernietig. By ons uitnooi hier en sê, neem jou kruis op. Die kruis is nie om jou te vernietig nie, maar is om daai te gaan kruisig wat jou vernietig. Dis die eie ek, die eie prentjie, die eie toesluit. Ons is gemaak vir gemeenskap. Ons is gemaak. Niemand van ons wil alleen wees nie. Maar omdat ek 'n eindverbruiker was, voel ek het niks om te gee nie. U het baie om te gee as gevolg van Christus wat in u is. En as jy by 'n plek kom waar jy voel, maar wat het ek om te gee? Vertrou die Heilige Gees. Hy sal vir jou gee wat jy nodig het in daai tyd. Ek wil afsluit. Ek het so in hierdie week 'n getuienis gaan geluister van Alex Kendrick. Dis die ou wat die flieks gemaak het van Flywheel en Fireproof en Courageous en The Forge. En hy sê hierdie: May we pray, Lord, may the legacy I leave not be what I did behind me. May the legacy you and I leave what we put in motion in front of us. That the next generation will say, we could take it and keep going. Die evangelie van Jesus Christus gaan nie oor, haai, kyk wat ek bereik het hier agter my nie. Maar dit is wat, I leave my legacy. Hy sê, mag ons dit sien, hierdie bol wat in die rol gesit word hier voor ons, en die volgende generasie kan daarmee hardloop. Dis wat Paulus skryf, dis wat Jesus geskryf het. Hy sê, alle autoriteit is aan my gegee, gaan en doen dieselfde. Jesus het nie, kom ons kyk, haai, wat hy als bereik het hier agter nie. Dit is fantasties. Maar Jesus het vorentoe gekyk en hy het gesê, ek sit 'n bal aan die rol wat niemand sal stop nie. En hy gee dit vir u en vir my. En hierdie bal rol. Ek is so bekommerd oor, ek moet net maak hier, dat ek dan, as ek doodgaan eendag, dat hulle op my grafskrif kan skryf, hier lê 'n goeie man. Julle weet, daar was so 'n tydperk, wat die vraag was, wat wil jy op jou grafskrif hê? Ek dink op myne wil staan, ek het die bol aan die rol gesit. Ek dink, dit is die een wat ek daar wil hê. Hy is tog so goeie lewe gelei. En dit is fantasties. Maar dis nie die einde nie. Dis nie die einde nie. Vir Jesus was die kruis nooit die einde nie. Dit was die absolute begin.
Hy het die bal aan die rol gesit. Ek wil iemand weer net hierdie kyk. May we pray, Lord, may the legacy I leave not be what I did behind me. May the legacy you and I leave that what we put in motion in front of us, that the next generation will say, we could take and keep God going. Mag ons hierdie gesindheid in ons harte hê, wat in Jesus was, wat in Paulus was, wat in al die geloofshelde was, maar wat in die geloofshelde was, wat die evangelie met u en my gedeel het. Die bal aan die rol sit. Jy sit die bal aan die rol aan die volgende ou. Jy sit die bal aan die rol aan die volgende ene. Die evangelie is nie stagnant agter ons nie. Dis lewend voor ons uit. En u en ek het dit in ons. Mag ons sien hoe die Here hierdie bal aan die rol sit, in en deur ons. Ek wil vra dat die musiekspan sal vorentoe kom, ons gaan nou nagmaal gebruik. Maar ek wil vir u vanoggend vra, dat u met nagmaal gebruik, saam met iemand wie u nie ken nie. Stel jouself net voor. Ons ken mekaar dalk nie in persoon nie, maar ons ken mekaar in die Gees, want die Heilige Gees wat in u woon, die Heilige Gees wat in u woon, maak ons een. Ons praat nou van, ons wil koffietjie drink met mekaar en die klasgroeters. Ek wil u uitnooi vanoggend. En sien hierdie prentjie, waar Jesus gekom het, en hy die beker gebreek, die brood gebreek, en gesê, dis my liggaam. Die wyn gevat en gesê, hierdie is my bloed wat vir julle vloei. En hy sê, elke keer wanneer julle by mekaar kom, onthou my. Maar dis nie al wat hy sê nie. Hy sê, as often as you drink it. Nou is ek alweer in die Engels. Ek net gou die Afrikaans kry. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. So die een kant is dit die beker in die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Onthou wat ek gedoen het. Maar dan sê hy, dink so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Die bal is aan die rol. Hy kom weer terug. So vanoggend, wanneer u vanoggend die brood en die wyn, wil ek u uitnooi. Gebruik dit saam met iemand. Stel u self voor. As dit kan, bid net vir mekaar. En sien hierdie prentjie. Daar's 'n pad wat ons al reeds gestap het, maar die bal is aan die rol vir dit wat vorentoe gaan. En ek en u is deel daarvan. Ons kan dit nie stop nie. Dit kan nie, dit mag nie by my stop nie. Want dit was die groot opdrag wat Jesus vir die kerk gegee het, wat hy vir een vir my gegee het. Hy het gesê, vertrou my in jou. Dit wat voor jou is baie awesome. Mense, ons kyk net in die paar jaar vas, wat ons hier op aarde is. Daar's 'n ewigheid saam met hom, waarvoor ons mee besig is. Dis wie hy is. Jesus Christus in u. Hierdie bal wat aan die rol is. So, vang mekaar se oog en kyk.